Ek het 'n vraag. Hoekom is dit altyd so moeilik vir 'n man te vra vir hulp? Ek het 2 mense in my lewe gehad. Sonder hulle was ek nie hier nie. Maar voor ek hulle ontmoet het ek geveg asof ek alleen moes wen. Vandag praat ek oor hoekom mans alleen breek. En die mense wat jou stilhou wanneer jy wil val. Die mense wat jou help as jy geval het. Maar eers, kom saam met my, want hierdie week op die plaas was nie 'n maklike ene nie. Maandagmôre. Dis 'n koue môre. Ons moet nou die ramme en die oeye split. Moet ek geloop? Waar reën dit moes nou, is dit nie moeilik? Ek as die kinders gaan haal. Kaya. Dit reën. Dit reën. O, hel. Dit reën erg. Jy moet nie dit sê nie. Hoe lyk jou hare nou? Hoe lyk jou, sy's kwaad. Want ek het gesê, ons gaan nie met die kar ry nie. Ja, want Ja, wat's fout? Sy reën nat en ek wil nie hê sy moet nat reën nie. Papa, iemand worry is oor hom nie. Ons worry oor haar. Ja, papa, kyk hierso. Sy's regtig dors. Ander mense worry nie eens oor hom nie. Dis hoekom ons gaan sê, wil julle die katte of moet ons dit weggee? Wag nou, kom dan. Ek weet nie of julle kinders ook so is, dis nou amper 8 uur. En sy's Woensdagoggend. Nou Brianna wil 'n kat hê en hierdie kat kom heeltyd hierdie kant toe. Die kat wil loop. Waartoe gaan die kat loop? Kom ons kyk. So die kat neer, kom ons kyk. Waartoe gaan die kat loop? Hulle beklei oor die kat. Okay, so dis lekker Woensdagmôre. Die son is so 'n soort van uit, sien lekker, is baie bewolk. Die son gaan net wel lekker uit. Okay, so hulle kon nie die een ram kry nie. Nou het hulle die ram gekry by die ander skape. So wat ook al hy wou gedoen het hy gedoen. Dis maar normaal. Dan kyk hier die ram. Hy het geweet hy moet ergens wees en niks gaan hom stop nie. Daai draad, daai kamp glad nie. Het glad nie gestop nie. Kyk die spore wat hy gelos het. So nou weet ons waar die ram uitgekom. Maar die snaakse deel kom nou. Hoe die manne hier die ram gevang het. Was dit moeilik? So, ek het 'n vraag. Dis 'n vraag wat baie van ons moet vra. Ek het 'n vraag. Hoekom is dit altyd so moeilik vir 'n man te vra vir hulp? As jy mos nou nie iets weet nie, vra jy mos nou.
My broer is besig hier om te bou. Ek kom van die corporate wêreld af. Geef my 'n besigheidsplan, ek wys vir hoe om te begin. Maar om fondasies te lê. Ek's eerlik hierso. Ek weet nie alles nie. Maar ek gaan ook nie laat dit my stop nie. Gewoonlik altyd as ek 'n meeting het en ek praat met mense, dan sê ek, luister, employ your weaknesses. Ek weet dalk nie hoe om 'n fondasie te gooi van 'n huis nie, of 'n stoorkamer nie. Maar ek kry iemand om dit te doen, wat beter is as wat ek is. So, hoekom is dit altyd so moeilik vir ons om te vra vir hulp? Ek onthou so rukkie terug, het ek deur 'n baie moeilike tyd gegaan. Party van julle weet. En die een dag was ek saam met my kinders by die gym en out of the blue kom my vriend na my toe. Sê, ek het jou lank terug gesien. My vriend Dylan. En ek wil graag met julle deel vandag. In die filmbedryf praat ons baie oor the hero's journey. En the hero's journey gaan ek nou 'n bietjie later in detail vir julle verduidelik. Maar in elke hero, jy moet 'n hero wees in jou eie storie, maar in elke hero kort jy iemand, soos 'n mentor, om jou te help deur jou journey, wat vir jou guidance gee, wat vir jou basies kan train hoe om iets te laat maak gebeur. En as ons te veel pride het, as ons vol of pride is, en as ons nie 'n teachable spirit het nie, gaan ons nie daai ouens toelaat in ons lewe nie. Kyk, jy kan ook nie die verkeerde mentor inkry nie. So, jy moet ook kyk na jou covering. Kom dan teer jy die honde, man. Kyk, jy nie sien sy pote is af nie. Kom hier so. Hey. Jy noem hom Spider-Man. Want sy pote is af. Shy, man. Hey. Hallo. Hallo. Wat vat met dit toe? Kom, sit jou poot hier so. Hulle wil die karre by. Moenie piepie nie. Moenie piepie nie. Moenie. Dis die tweede keer. Moenie piepie nie. Daar's hy mooi, hy luister. Hy luister. Kom ons hoop hy luister. Jy. Hou op hom pla, man. Hy wil sy merkie maak. Wat sê jy? Kyk ons gaan. Bye Boefie. Hey. Môre. So hulle ry en dan gaan ek gou dra. Is julle klink gesellig? Ag, Pieter my kind. Hallo ouma. Ek het nog nie kom nooit weer nie. Ouma, ek mos nou hierso. Mis ouma dis daar so baie. Veronica, ekskuus. Ek het vergeet om julle nou dag voor te stel. Dis nou Pieter my kleinkind en dis Veronica. Hallo. Jy nou dag gesien. Ja, ouma's baie spesiaal. Weet sy is spesiaal. Sy het ons soveel raad en advies gegee. Ouma, raad en advies. Jy weet mos ek hou daarvan om mense te help. Hey julle, welkom hierso by episode 3 van Die Regte Begin, waar ons weer probeer om 'n verhouding te bou met God die Vader, weer probeer om 'n verhouding te bou met ons kinders, ewen met onsself. In episode 2 het daar 'n paar vrae deurgekom wat ek graag met jou wil deel. Een van die vrae is, hoe help ek, waar kry ek die krag om vir iemand te vra vir hulp? 'n Vrou wat vra, hoe help ek my man as ek sien hy's besig om te breek en ek weet nie hoe om hom te help nie. En die ander vraag is, wie vertrou ek om my te help in 'n baie moeilike posisie? Na al hierdie vrae wat ek nou gekry het ek agtergekom dat dit eintlik baie relevant is van hoe ek ook films maak. Hoe ek ook, as ek 'n storie approach, dan sien ek 'n storie in 'n sekere formaat. Nou, daar's 'n sekere skryfstyl wat ons gebruik, wat genoem word The Hero's Journey. Kom ons vat Mr. Miyagi. Ek weet nie of julle al ooit Karate Kid gekyk het nie. Die Karate Kid, hy kom by 'n nuwe skool, daar's 'n boelie,
Hierdie persoon is die underdog. All of a sudden ontmoet hy Mr. Miyagi, wax on, wax off. En hierdie persoon leer toe vir die underdog wat om te doen in 'n moeilike situasie. Hoe om te beklei, hoe om sekere goed te doen. In sy moeilikste periode was, hulle noem dit die mentor, ewen in hartsbegeertes. Die ouma wat in die hospitaal gelê het, sy was gerepresent as die mentor in die hele movie. Sy het die vrou gehelp met kanker, sy het Pieter se verhaal gehelp te sê dat jy dit kan doen, hoe gaan dit met Ashley? En op die einde van die dag, obviously, toe gebeur sekere ding. Ek gaan nie die film vir jou, as jy die film wil kyk, gaan op my YouTube channel, dis daarso. Sy was die mother of die mentor figure in die lewe. So in enige hero, jy kan nie, in enige movie kan jy sien, die hero kan nie alleen opstaan nie. So in die hele Karate Kid storie is, hy het ingekom, Mr. Miyagi het hom gehelp, toe sien hy die boelie, en die boelie het hom toe weer seer gemaak, het hom weer geslaan, en hy val toe. En soos dat hy val, gaan hy terug na sy mentor toe, en hy staan toe op en hy sê, okay, of hy luister vir sy mentor, en hy probeer bo uitkom, of hy sak in as. Hy luister toe, en hy gaan toe deur die hele training. Hy kom toe by die kompetisie en die boelie is daar en hy wil hom fight. En soos hy hom wil fight, slaan die boelie hom weer af. Nou kom ons vat daai boelie as lewe. Kom ons vat daai boelie as jou besigheid wat gefaal het. Jou huwelik wat dalk nie gewerk het nie. Jou vriende wat jou in die rug gesteek het. Daai boelie in jou lewe. Kom ons vat dit. Soos wat daai ouetjie van die Karate Kid en soos wat hy onder lê, sy mentor se wyse woorde echo in sy kop. Hy staan op en hy besef toe as hy nie nou gaan opstaan en fight nie, gaan hy alles verloor. Staan op en daarso wen hy die boelie. En ons almal cheer vir die underdog wat 'n hero word. Nou dis waar jou lewe is. Jy's die underdog en jy moet die hero word. Dit is die skryfstyl van baie van hierdie groot motivational movies, is die hero's journey. Jy kort iemand wat jou boelie, jy kort daai antagonist en jy's die protagonist en jy kort daai mentor figure. Mense soos wat Moses ook hulp nodig gehad het. Ek bedoel, toe God die Vader Elohim vir hom gesê het om die Israeliete uit Egipte uitgelei het, sê maar hoorie, ek kan nie praat nie, ek stutter, ek kry skaam dat ek nie kan praat nie, wel moenie worry nie, ek stuur vir jou iemand om saam met jou te gaan. Dieselfde filmproses wat ek gevolg het al hierdie jare, is dieselfde proses wat ek gevolg het in my eie lewe. Ek was 'n underdog, ek het iemand gekry om my te help. Ek is nog besig om 'n hero te word. Ek sê nie ek is nou 'n hero nie. Ek is nog nie klaar met my filmproses nie. Ek is nog nie klaar met my lewe nie. Soos jy ook nie klaar nie. In jou lewe, in jou movie making proses, kan jy kies of jy gaan opstaan of jy gaan val. Gaan jy in jou movie, as iemand jou movie kyk, gaan hulle sien, hoor hierdie ou is besig om te val. Of gaan jy besef en besluit dat jy gaan opstaan uit jou omstandighede, jy is 'n underdog, jy moet die hero word. Maar jy kan net die hero word as jy die besluit maak om op te staan. Ek het 'n vriend gehad, Dylan, wat my deur die moeilike omstandighede gehelp het. En weet jy wat? 'n hele paar jaar terug het ek hom gehelp, waar ek hom deur moeilike tye gehelp het. En nou is hy in die posisie toe ek swak was, dat hy my gehelp het. Groot warning, warning. Okay. Jy moet versigtig wees wie jy inneem om advies voor te vra, advies voor te vra. Then Jesus gave the following illustration. Can one blind person lead another? Won't they both fall into the ditch? Weer eens, en ek sê dit met alle respek. Okay. Jy kan nie finansiële advies vra van iemand wat nie finansiëel gestabiliseer is nie. Jy kan nie finansiëel advies vra vir iemand wat nog diep in skuld is en maak asof hy alles weet. Jy kan nie advies vra oor verhoudings as die persoon nie in 'n verhouding is nie, dat hy nie weet hoe om 'n vrou te hanteer nie, want hy gaan vir jou die verkeerde advies gee. Wees versigtig wie jy
inkry as om 'n mentor te wees. Al hierdie ervaring wat ek vir jou gee, het ek self deurgegaan. My vriend Dylan het self daardeur gegaan. Dis hoekom dit is vir hom so gemaklik om die advice te gee. Want hy het vir my gesê, Renier, moet dit nie doen nie, want ek het dit gedoen en dit was die resultate. En ek kon sien die vrugte in sy lewe, kon ek sien dat dit wat hy sê is waar. Kyk na mense vrugte. Want in die besigheidswêreld, success leaves tracks. In die Bybel ken die mens by die vrugte wat hy dra. So wat ek wil hê is jy moet doen die week, bel een persoon. Okay, wat jy weet jy kan veilig voel of jy kan ons kontak, bel een persoon en sê my vriend, my boeta, Renier, Fruk, I don't know what to do anymore. ek sukkel. En ek weet nie hoe om deur hierdie ding te kom nie. Wat nou? That's it. Okay, that's it. Nee, jy hoef nie nou antwoorde te kry nie. Begin net die gesprek. Dan gaan jy na Vader toe. En jy begin tyd spandeer in die woord. En jy begin vir God die Vader vra, stuur vir my die regte mentor. Stuur vir my die mense wat ek kan veilig voel, wat my deur hierdie journey kan vat. En hy sal. Hy het dit gedoen met Mephiboset, hy het dit gedoen met Dawid. God die Vader het vir hom iemand gestuur dat hy kan gemaklik kan voel en veilig kan voel. Jy kort mense in jou lewe wat jy kan vertrou. As jy dalk in die verlede dit dalk nie reg gedoen het nie, stop, weet net, van nou af, kom ons begin hierdie storie reg. Kom ons begin jou storie, jou verhaal reg. Om reg te begin is nie om alleen te begin nie. So kom ons probeer weer.